Môre vriende. Baie welkom aan almal van julle. Ek is so bly om so baie van julle vandag hier te sien. Ook besoekers van ander gemeentes. Ons is baie bly dat julle hier by ons is vandag. Dit is vandag Paaszondag, die Opstandingssondag, die eerste dag van die opstanding word gevier. Dit was die gebruik in die kerk om nog altyd sedert die opstanding die Sondag die kerk se groot dag te maak. Waar die kerk weggeskuif het van die Saterdag af na die Sondag toe, vanweer die opstanding. Maar ons kom nou daarna toe terug, wanneer ek vir u sal groet. Maar kom ons sing nou eers by lied 409, die 3 verse daar, hoor jy die Paasfeesklokke. Geliefdes, die Here het opgestaan. Geliefdes, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ons is daarvoor dankbaar. Kom ons sing nou lied 422. Die Heer het opgestaan. Daarna kan hy weer die plekke inneem.
vir die van u vir wie dit miskien vanoggend 'n bietjie vreemd gevoel het, dit wat ons nou hierso gedoen het, die dialoog, dit is hoe die vroeë Christene mekaar gegroet het. Hulle het vir mekaar gesê, die Here het opgestaan. En dan teruggeantwoord, hy het waarlik opgestaan. En is 'n gebruik wat ons eintlik baie meer in die kerk moet hê. As ek net nou preek oor die betekenis van die opstanding en die misterie daarvan, die verwondering wat ons moet hê daaroor, dan is dit eintlik wat ons vir mekaar moet sê. En onthou, hulle het dit met groot opgewondenheid gesê. Nee. Ja, goed. Kom ons raak stil. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die opgestane Here, wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Kom ons sing nou tot lof van die Here by lied 414, al twee verse, juig verlostes, juig en sing. Ons gaan nou ons geloof bely en ek gaan die belydenis gebruik wat uit Spanje uitkom van baie lank gelede. 'n Geloofsbelydenis wat lewe. Nee, jy voel dit is nou so belydenis. 'n Belydenis wat iets van die betekenis van dit wat ons glo ook wil oordra. Ons glo in God, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde en van alle nasies, kerke, tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer, God wat vlees geword het, as 'n mens vir die mensdom, in tyd vir alle tye, in een kultuur vir alle kulture, in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God sy teenwoordigheid onder ons bekend maak, deur wie God ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wat ons die een liggaam van Christus met baie gawes maak. Ons glo aan die kerk, die universele teken van God se heerskappy, wie se getrouheid in vele skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken,
en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm en alle mense aan 'n vreugdefees sal deelneem. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Ek onthou nou, julle moes saam gepraat het, ek het nie vir julle kans gegee nie. Jammer, ek het hier die helfte dat ek het toe agtergekom. Vriende, as 'n mens nou net kyk na die simboliek, hier is 'n paar palmtakke wat nog oorgebly het van Palmsondag af, wat ons na die diens sal uitdra. En ek het nie voor die tyd met mense gereël nie, maar ek wil asseblief vra dat 12 van julle sal vorentoe kom om dit te kom optel. Ek het sommer nou hierso, hierdie 6 van julle, tot daar by jou Marietjie, julle 6. En dan daai ry daar af, né? Die derde, by MC, daai ry af, né? Julle is 6, all in all. Ja. OK. Baie dankie. Julle sal net nou hoor wanneer julle vorentoe moet kom. Maar as ons nou verder kyk, hier is die 7 kersse wat ons gehad het, wat brand. En elke Sondag, elke Lydenssondag het ons een van hulle gesnuit om vir ons te toon hoe ons in die diepte van Christus se lyding ingaan totdat ons die laaste een gesnuit het. Vandag is die opstanding en ek wonder toe nou, maar moet ons nie eintlik dit nou uithaal nie. Die lyding is mos nou verby. Maar dit moet hier bly, want die eerste Sondag, die dag met die opstanding, was daar nog die graf ook, aan almal se agterkop. Almal het graf toe gegaan, of die wat gegaan het om vir Jesus daar te sien. So dit simboliseer dan vir ons die graf, maar natuurlik uit opgestaan. En wanneer ons nagmaaltafel toe gaan net nou, dan dink ons daaraan dat die Here 'n paar keer na sy opstanding saam met mense geëet het, saam met die disippels geëet het. Hy het by hulle gaan sit en eet by een geleentheid. 'n ander keer het hy vir hulle gesê, kom eet 'n stukkie vis saam met my daar langs die see. Hy het vir die Emmausgangers die brood gebreek. So wanneer ons dan net nou gaan sit by daai tafel, dan is die klem anderste as wat dit donderdag aand was, toe ons gedink het aan sy lyding en sy dood. Vandag die vreugde en die dankbaarheid vir die opstanding. Maar kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike ding. U het opgestaan. En Vader, u het hom opgewek. Hoe wonderlik dit wat u daar gedoen het in die graf daardie dag, daardie oggend vroeg. En dankie dat dit wat daar gebeur het, betekenis het en effek in ons lewens het, nou en tot in ewigheid. Dankie dat ons deel kan hê aan die opgestane Jesus, net soos wat ons deel het aan sy sterwe. Ons kom bid vandag, Here, dat ons nooit
die verwondering en die blydskap van die opstanding sal vergeet nie. Dat ons daaruit sal leef. Dat ons van daar af uit na die wêreld sal kyk om ons. En dat ons die uitdaging sal aanvaar en hoopvol sal leef. Tot daardie dag dat die koninkryk finaal in sy glorie gekom het. Ons bid Here dat hierdie wêreld waarin ons leef, wat so 'n doodsbestaan het, oorlog, geweld, die kant toe en daai kant toe op mekaar skree, dat hierdie wêreld ook sal opstaan. Maar ons kom vandag ook onsself aanmeld om deel te wees van die golf wat U oor die wêreld laat spoel, ter verandering daarvan. Help ons, o Gees, om 'n noue voeling met U te leef, sodat ons kan wys vir die wêreld hoe dit eintlik moet wees. En tegelyk, Here, bely ons voor U dat ons dikwels daaraan val. Vergewe ons. Vergewe ons met die bloed wat gevloei het op Goeie Vrydag. En vul ons met U Gees. Amen. Die Sondagmôre vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. En meteen staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. En toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. En terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" En met somber gesigte gaan staan hulle. En een van hulle, Kleopas, antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" En hy vra vir hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin
en die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag is al naby, is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Dit is die woord van die Here. Vriende, Jesus se dood het die disippels verpletter. Maar in dieselfde asem moet ons ook sê, sy opstanding het hulle op 'n emosionele male gesit. Hulle was na sy dood en na sy opstanding ewe de mekaar. Ons lees iets daarvan by hierdie twee disippels wat op die pad na Emmaus toe met Jesus se pad gekruis het. Ons lees hulle was erg bedruk. Hulle was teleurgesteld. En hulle weet nie wat om te dink nie. Wat het hier gebeur? Ons weet nie. Ons het so gehoop, sê hulle vir Jesus. Nou dan nog mense gekom wat vir ons kom vertel, sy liggaam is weg. Vader, ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer nie. Dinge raak nou vir ons te veel. En dan doen Jesus twee goed. Hy lê vir hulle die skrifte uit. En dan verduidelik hy nou vir hulle hoe alles wat gebeur het, moes gebeur het. Hoe alles volgens plan verloop. God is in beheer. Wees kalm. Dis wat hy doen. Maar die ander ding is, saam met die skrif wat hy lees, breek hy ook vir hulle die brood. En toe hy dit doen, toe gaan daar vir hulle 'n lig op. Hulle harte, sê hulle, het brandend geword. Die waarheid van goed wat hy al gesê het, wat hulle nie lekker gekop het nie, het hulle nou skielik gesnap. Hulle het nou te make met die opgestane Jesus, met die grootste misterie van die ganse lewe. Dit was met hulle gewees, soos met Jakob, toe hy daai droom gehad het met die engele wat met die leer op en afloop. Toe hy die volgende dag gesê het, maar die Here was hier, en ek het dit nie geweet nie. Daai absolute verwondering, dis wat hulle op daai punt beleef het. Hulle hardloop nou Jerusalem toe, ons moet vir die ander gaan vertel. So, hy het dit nou gedoen, en hulle harte het gebrand, en toe verdwyn hy, tussen neus en ore, weg. En hy los vir hulle daar alleen, in verwondering. Hy los hulle daar met die misterie van die opstanding. Hulle verstaan nog nie lekker wat het gebeur nie, maar hier is iets groots aan die gang. Dit was hulle ervaring. Nou wil ek 'n paar kantaantekeninge maak rondom die opstanding as 'n misterie, wat vir ons altyd 'n misterie moet bly. En ek gooi alles onder die een tema, moenie die misterie van die opstanding verwater nie.
Moenie dit verwater nie. Kyk, ons leef in 'n land waar die Christelike geloof mos nou vry algemeen is en waar ons baie maklik God, Jesus, ons geloof, die opstanding, alles kan ons as vanselfsprekend aanvaar. Dit is hoe dit is. Ons het dit so gekry en ons aanvaar dit so en kom ons gaan aan. Dit het nie effek op jou nie. Jy neem daarvan kennis en jy weet dit en jy bely dit. Dis deel van die goed wat jy moet glo. Maar raak dit jou? Raak dit jou soos wat dit vir hulle daai tyd geraak het? Kyk, ons glo ongetwyfeld aan die opstanding. Dit is so. Maar wanneer ons praat daaroor, en daar was ons nou 'n tyd waar daar groot debatte was oor die opstanding. Wanneer ons praat oor die opstanding, dan kan dit baie keer so klinies wees. So akademies. Rasioneel. Dat ons op die ou einde die mystiek daarvan, die misterie, die geheimenis vergeet. Dit verdwyn in die agtergrond, agter al ons baie gepraat oor die opstanding. Maar of die opstanding in ons leef, dit is 'n ander vraag. Nou, party mense wanneer hulle praat oor die opstanding, dink aan die opstanding net as dat Jesus die, sal ek maar sê, tegniese vereistes nagekom het, sodat ons ook eendag uit die dood opgewek sal word en sodat ons hemel toe sal gaan. Dis vir baie mense die som totaal van die opstanding se betekenis. Ek gaan ook eendag opstaan en dan gaan hemel toe. My plekkie is vasgemaak. En dis waar. Dis waar. Maar wat van tussen die twee opstandings? Wat van die lewe, die eeue tussen Jesus se opstanding en ons? Hoe raak die opstanding ons tussen die twee pole? So ek kom terug na die geheimenis toe. Vriende, wat daai dag daar gebeur het, is net 'n misterie. Niemand het dit gesien nie. Hulle het net die resultaat gesien. Maar hulle het dit nie gesien nie. Ons mense was nie bevoorreg gewees om daar te wees toe dit gebeur nie. Dit was die Vader en die Seun en die Gees. Hulle was daar. Net hulle. Daai intieme oomblik is hulle daar. Ek sê hulle, maar ons weet mos nou God is net een. Maar God kom ontmoet vir Jesus, die mens wat gesterf het, daar in die graf. Wat het Jesus beleef? Hoe moes dit gewees het om daar wakker te word en op te staan? Dit voel vir my, Jesus het aan die kruis van ons dimensie van die lewe uitbeweeg. En toe staan hy daai dag in die graf op in 'n nuwe dimensie. En vir 40 dae daarna beweeg hy tussen daardie dimensie en ons dimensie.
Hy verskyn net uit die nietheid. 'n deur is toe, gesluit. En skielik is Jesus daar, en die deur is nog gesluit. Gaan ons, wanneer ons opstaan, ook daai soort kenmerke hê, gaan dit met ons ook so wees? Ons weet nie. Jy sien, die opstanding, Jesus en ons is 'n groot misterie. Dit pynig my, dat mense sommer net dit vinnig noem. Maar ons gaan hom enig opstaan. Jy weet, okay, dit reg, nou gaan ons weer aan. Nee, joh, ons moet eintlik so verwonderd wees, ons weet nie wat om te sê nie. Want sien, 'n misterie trek vir jou in. 'n Misterie het ook 'n manier om by jou intrek te neem. Jy en die misterie word een. So het ons in die opgestaane Jesus op 'n manier misterieus, geheimenisvol een geword. Dit moet jou aangryp. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Nie na Jesus opgestaan het en jy hierdie misterie gesnap het nie. En dit wil nie eers eendag vir jou iets beteken nie. Dit wil vir jou nou aangryp en vir jou laat verstaan dat in hierdie lewe die betekenis en die effek van die opstanding van Jesus vir jou geld. Dit het nou effek op jou lewe dat Jesus opgestaan het, nie net hierna nie. Wel hierna ook. Maar dit kom nog. Ons is nou hier. So ek wil twee goedjies noem, nie goedjies nie, belangrike goed noem, maar ek gaan dit kort noem. Die opstandingsmisterie gee vir ons hoop. Dis die een fees elke jaar waar die hoop beklemtoon word, wat ons in hierdie lewe het. Nie net die hoop dat ons gaan opstaan uit die dood nie, maar die hoop om nou te kan leef in die wêreld waarin ons nou is, sonder om ten gronde te gaan. Die hoop dat ons nou die stryd aanpak en dat ons in hierdie tyd, in hierdie stryde waarin ons is, kan oorwin. Die hoop dat ons lewe nou sinvol kan wees. Wanneer 'n mens die ervaring het van wie die lewe maak, ek verstaan die lewe nie, dit het betekenis vir my nie, die lewe is sinloos, dan is dit omdat 'n mens te midde van al jou trauma toegelaat het dat die misterie van die opstanding verdamp. Die opstandingshoop sê vir ons, die angel is getrek uit die lyding wat ons op hierdie aarde sal hê tot daai tyd toe. Maar die angel is getrek. Daar kom 'n einde aan die lyding. Daar kom uitkoms. Dit gee vir ons die hoop om te volhard, selfs wanneer ons misluk. Tjoh, dit gebeur ons nou baie. Dat jy misluk het. En dat die Here vir jou sê, maar staan op. Kom ons gaan aan. Die hoop dat Jesus in jou lewe gestalte sal vind, dat dit sigbaar sal wees dat jy aan hom behoort. Die hoop dat alles sal nuut word, ten spyte van jou en ander mense se gebreke. Ons praat in die teologie van die alreeds en die nog nie. Daar het alreeds baie van die koninkryk van God
gevestig. Maar nog nie alles nie. Daar kom nog. So die reeds en die nog nie. Hendrikus Berkhoff, een van my geliefde teoloog uit Holland uit, hy sê dit ook. Ons het al reeds, maar ons het nog nie alles nie. Maar dan sê, daar is 'n ander ding ook. Ons leef in die spanning ook tussen die alreeds en die nog steeds. Wat moet verander? En dit bring my by die tweede aspek. As dit is hakies, dit lyk vir my, ons beweeg dan ook tussen twee dimensies die hele tyd. Die reeds en die nog nie. Die tweede ding is, die opstanding laat ons dan nou opstaan teen dit wat op hierdie aarde in hierdie wêreld teen hemele skreeu. Ons kan dit nie net aanvaar nie. As daar onreg gepleeg word teen mense, dan moet dit ons ontstel en ons moet opstaan vir daai mense se regte. En ook die skepingsin. Selfs jou vyandsin. Jy moet ook vir jou vyand se reg om menswaardig behandel te word opstaan. Ons moet opstaan teen oorloë. Ons moet opstaan teen geweld, alle geweld. Teen vrouens en kinders op plase, in townships, op die Kaapse vlakte, enige geweld. Ons moet daarteen opstaan. Ons kan dit nie maar net van kennis neem nie. Want as jy aangegryp is deur die opstanding, dan neem jy van niks net kennis nie. Jy word deel van die opstanding. Vrotsige munisipaliteite. Ons moet opstaan teen hulle. Ons moet hulle sê, dis nog steeds soos wat dit was. Is nog nie beter nie. Daar is nog baie wat kan kom en vir hulle aanmoedig. En lesbies, want al die vingers wys nou weer terug ook, nee. Ek moet opstaan teen die kwaad in my eie lewe. Die ou mens wat nog steeds met my is en wat ek baie keer sukkel om te ignoreer. Hendrikus Berkhoff het 'n ander baie mooi ding gesê oor die opstanding. Omdat Jesus opgestaan het, is ek opstandig. Omdat Jesus opgewek is ek ook opgewek. Die opstanding verander alles. Hierdie kant van die wederkoms en ander kant. G.K. Chesterton, en daarmee sluit ek af, het in sy boek The Everlasting Man die volgende gesê. Ek vertaal dit in Afrikaans. Op die 3de dag met dagbreek het die vriende van Jesus by die plek gekom, die graf leeg gevind en die klip weggerol. Hulle was op verskillende maniere verwonderd, maar selfs hulle het nie besef dat die wêreld daardie nag gesterf het nie. Waarna hulle gekyk het, was die eerste dag van 'n nuwe skepping, met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En in die gedaante van 'n tuinier het God weer in die tuin gewandel, nie in die koelte van die aandlig nie, maar van 'n nuwe dagbreek. Dit is fantasties. Vriende, gaan geniet nou die opstanding, gaan geniet die nuwe dag wat die Here vir ons gegee het. En dan later, wanneer die volle son van die dag kom, dan geniet ons dit ook. Amen.
Here, hier lê die takke. Die takke waarmee U geloof was. Maar min het verstaan. En so sukkel ons ook baie keer om die opstanding te verstaan, maar ons dank U dat U in elk geval opgestaan het en dat ons in U kan glo en dat ons kan glo in die opstanding. Dan dra ons hierdie takke uit met die oorwinningslied. In die eerste plek U oorwinning. En in die tweede plek U voortgaande oorwinning deur elkeen van ons se lewe. Wees die opgestaande Here in ons. Amen. Goed vriende, ons gaan nou die nagmaal vier en ek vra dat die diakens en ouderlinge wat vandag diens doen sal kom om die tafel gereed te kry en dat die persone wat saam met my aan tafel kom sit, wie ek genooi het, dat julle asseblief sal kom. Maria, Oisa. Wil julle net kom sit asseblief? Hier kom julle twee, gaaf. Dit is maar hier so die eerste stoele. En julle twee kan maar kom sit, ek het verstaan, Obie, dat jy nie vandag diens doen nie. So jy kan kom sit by die tafel. Vriende, kom ons sit almal so in stilte en dan bid ons die tafelgebed. Wat 'n gebed jy ook al wil bid, wat u ook al vir die Here wil vra om in hierdie nagmaal geleentheid in jou te doen. Here, ons bid dat waar ons die brood van U ontvang het wat U vir ons gebreek het uit die skrif uit en waar ons nou die brood ontvang wat U vir ons breek aan die tafel, dat ons harte brandend sal wees in Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan die tekens uitdeel vir besoekers. Ons gaan al twee tekens eers uitdeel en dan gaan ons dit later saam
gebruik. Goed, Jakens? Julle staan so, het ek iets vergeet? Nee, oké. Ek moet my altyd seker maak.
Daar is 'n hele klomp interpretasies of betekenisse wat ons aan die nagmaal koppel. Maar die betekenisse wat vandag by hierdie geleentheid belangrik is dat die nagmaal is vir ons die tafel is vir ons 'n simbool van dankbaarheid vir alles wat God vir ons doen en aan die einde van die lydenstyd vir alles wat Jesus vir ons gedoen het, God in Jesus. Dis vir ons ook 'n simbool van 'n toekomsverwagting wat saamhang met die opstanding. Dat daar vir ons nog wag. En is ook 'n geleentheid van toewyding. So wanneer ons dit nou gebruik, is dit wat in ons gedagtes is. Geliefdes, wanneer u die brood kry, eet dit en wees deel van die misterie van die opstanding. Skies toch. Die vierde betekenis wat die nagmaal by 'n geleentheid soos hierdie het, is die van vreugde. En wanneer ons die wyn vat en dit seën, dan nooi ek vir u om dit te drink en om die vreugde van die opstanding in die lewe te ontvang en te gaan leef. Kom ons bid saam. Dankie Here vir alles wat hier gebeur het. Wat ook al hier gebeur het. Want ons weet nie wat u met enige iemand anders te gedoen het, as maar net met onsself nie. Dankie dat ons kan bly wees. Ons is dankbaar. Ons kyk hoopvol na die toekoms. Ons wy onsself aan u. Amen. Goed vriende, hoe dit nou gaan werk, is ek gaan die seën uitspreek. En na ek die seën uitgespreek het, gaan ons die oorwinningslied sing. En ek gaan onder die tweede vers, gaan ek vra dat die groepe wat ek gevra het om die takke uit te dra, onder die tweede vers vorentoe kom, en dat u die
takke dan uitdra wanneer ons die derde vers sing. Ja. Gaaf. Ja. So. Ontvang die seën van die Here en gaan uit en gaan leef die opstanding. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met u almal. Baie dankie julle, gaan geniet die Sondag en die lewe vorentoe.